Ons gaan vandag bietjie gesels oor hoofstuk 6. Ek dink hierdie is 'n baie belangrike hoofstuk in hierdie boek Jesaja en dit is ook 'n deel wat al baie gelees was in die kerk, hierdie hoofstuk 6 in die boek Jesaja. Veral wanneer daar nou iemand is wat uitgestuur word vir een of ander roeping of iemand, as hulle vir iemand hande oplê of bid wat nou miskien dalk voel hy wil in die voltydse bediening gaan, dan word hierdie paar verse baie mal gelees voor hulle vir hierdie persoon bid. Of baie keer gebruik mense hierdie verse ook en dan sê hulle, ek voel die Here het my geroep na Mauritius toe. Ek moet daar vir hom 'n groot werk gaan doen en ek is maar net gewillig en ek het gesê, Here stuur my, laat ek gaan. Ek het dit ook al gehoor, maar in elk geval, hulle lees nooit die tweede helfte van hierdie hoofstuk nie. Maar ons gaan nou daarby uitkom. Interessant, in 1948, toe die nasie Israel tot stand gekom het en hulle weer onafhanklik geraak het hulle boekrolle ontdek in 'n grot naby die Dooie See. En hierdie boekrolle staan vandag nog bekend as die Dooie See rolle. Julle het al gehoor van dit, nê? Nou baie van die Ou Testament boeke was ontdek wat tussen daardie rolle was, maar snaaks genoeg, die hele boek Jesaja was tussen daardie Dooie See rolle. Nou waarom is hierdie ontdekking so belangrik gewees? Hierdie geskrifte wat ontdek was, die Dooie See rolle, dateer ver terug, so ver soos 100 voor Christus. Dis baie oud, nê? 100 voor Christus. Dit maak dit die oudste manuskripte van die Bybel wat nog ooit ontdek is. En wat dit so prominent maak, is dat voor hierdie ontdekking was die oudste manuskripte wat hulle van die Bybel gehad het, 900 na Christus oud gewees. So, hierdie Dooie See rolle was 1000 jaar ouer as die geskrifte wat hulle gehad het. En dit is waarom hierdie Dooie See rolle so belangrik is. Nou, die profeet Jesaja, wat die boek Jesaja geskryf het, sy naam in Hebreëus is Tesajau, en dit beteken God verlos. God verlos. Nou, dis baie profeties ook, want Jesaja staan bekend as die evangelis van die Ou Testament. Hy was die evangelis van die Ou Testament. Hy het die evangelie gebring, die goeie nuus in die boek Jesaja. So, hoe het hy dit gedoen? Jy sien ouens, in die tweede helfte van die boek Jesaja het hy geprofeteer en het hy neergeskryf, hy het gepraat van die lydende profeet wat sou kom. Die lydende profeet wat sou kom, of die lydende dienskneg eerder wat sou kom. En in die tweede helfte van die boek het hy geprofeteer van Jesus, aanhoudend, en hy het ook gesê dat hierdie lydende dienskneg sou sterf as 'n krimineel terwyl hy sondeloos was. 700 jaar voor Christus het Jesaja reeds geprofeteer van Jesus en die evangelie op so 'n manier verkondig. Is dit nie amazing nie? Dit is hoekom hy bekend staan as die evangelis van die Ou Testament. Nou, ons het reeds verlede week gesels oor Jesaja 1 tot 5. Gaan kyk gerus op YouTube, die video is daar. Nou, vandag gaan ons fokus op hoofstuk 6. Kom ons begin daar, as jy jou Bybel hier het, lees gerus saam met my vers 1, Jesaja 6 vers 1. In die sterfjaar van koning Osia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Nou, koning Osia was 16 jaar oud toe hy aangestel was as koning oor Juda. Hy was maar net 16 jaar oud. Hy en Jesaja was neefies gewees. Nou, sy afsterwe het baie onsekerheid gebring onder die mense. Hulle het nie geweet of sy opvolger, dis nou Jotam, sy seun, ook so 'n goeie koning gaan wees, soos wat Osia was nie. Osia het vir 52 jaar geheers.
Dis 'n lang tyd, né? 52 jaar was hy die koning van Juda gewees. En hy was meeste van die tyd 'n goeie koning gewees. Hy het God geëer en God se wil gedoen, hy het die regte dinge gedoen. So hy het baie stabiliteit gebring onder die volk. Baie stabiliteit gebring vir Juda. En onder hom het Juda ekonomies baie gegroei en hulle het militêr baie sterk geword. So aanvanklik het hy die Here gesoek en het hy God se wil gedoen, so God het hom geseën. Dit het goed gegaan met die volk. Maar later het Osia hoogmoedig geraak. Hy het gedink, ek is die koning en nou kan ek net doen wat ek wil. So toe gaan hy in die tempel en hy brand wierook. Iets wat net die priesters mag gedoen het. En hulle het hom gewaarsku, gesê, Osia, jy kan nie wierook brand nie, dit is 'n opdrag wat God net vir die priesters gegee het. Toe sê hy, maar ag man, ek is koning, ek kan doen net wat ek wil. Maar dit was 'n ernstige oortreding. En ongelukkig het God hom toe gestraf, hy het malaats geword. En vir die laaste paar jaar van sy regering het hy dit in afsondering gedoen. Tot en met sy dood het hy malaats gehad. En God het toe vir Jesaja hierdie gesig gewys. Ons lees daarvan in Jesaja 6, nê. En ek dink een van die redes waarom God vir Jesaja toe hoekom Jesaja hierdie ontmoeting met God gehad het en God vir hom gewys het dat hy op die troon is, was vir hom om te sê, Jesaja, al wankel aardse trone, konings val, nuwe konings word aangestel, ek is nog steeds op die troon. Want hy het God hoog en verhewe gesien. Hy wou vir Jesaja gesê het, ek is nog steeds soewerein op my hemelse troon, al wankel daar aardse trone. En dit is 'n boodskap vir ons ook. Al lyk dinge onseker vir ons. En al lyk dit of die regerders van ons land nie heeltemal in beheer is en weet wat hulle doen nie, en hulle is korrup en maak verkeerde besluite, dit gaan net oor hulle self. Weet vandag dat God is nog steeds op die troon en hy is soewerein. God is nog steeds in beheer van jou lewe. God weet wat hy doen, algeheel is hy in beheer. So dit maak dan nie saak hoe magtig Trump dink hy is nie. God is nog steeds op die troon. Hy is in beheer, hy is soewerein. So hierdie woorde in vers 1, hoë en verhewe troon, verwys na God se soewereiniteit, God se heerlikheid en sy absolute gesag. En dis die boodskap wat God wou deurgee hier vir Jesaja. Jesaja moenie bekommerd wees nie. Onthou Jesaja was die profeet, God se spreekbuis vir die volk. Toe koning Osia geheers het en toe nou die volgende koning ook aan bewind gekom het. Hy was God se spreekbuis en ek dink hy was seker maar ook bietjie bekommerd geweest. Here, wat gaan aan? Gaan dit uitwerk vir ons? Ons het nou 'n nuwe koning, gaan hy dieselfde wees? En God sê, ontspan Jesaja, ek is in beheer. Vers 2, kom ons lees daar. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy gesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. So, stel jouself voor, hier is 'n hemelwese met 6 vlerke. 2 van die vlerke, dis wat hy nou sien, Jesaja, né? 2 van die vlerke bedek die gesig, 2 die voete en 2 vlieg hy rond mee. En die een het die ander toegeroep en gesê, so hierdie serafs was bo die troon, hulle het rondgevlieg en hulle sê vir mekaar, hulle toegeroep, uitgeroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Stel jouself voor, jy sien hierdie wonderlike gesig. Nou, daar's 3 prominente tipe hemelwesens in die Bybel, waarvan daar gepraat word. Ons lees van hulle. Dis gerubs, engele en serafs. 3 tipes. Gerubs lees ons baie van in die boek Openbaring. Dit is 'n hemelwese, hy het vlerke en hulle word meestal gebruik, hulle funksie is om te bewaak. Hulle bewaak heilige plekke.
soos die tuin van Eden. Daar's mos 'n engel voor die tuin van Eden geplaas. Hulle bewaak ook God se troon. Dan is daar engele. Nou ouens, engele het nie vlerke nie. Engele is nie chubby babietjies wat rondvlieg nie. Engele lyk soos mense, hulle kan die vorm van 'n mens aanneem en hulle word meestal gebruik as boodskappers om God se boodskap weer te gee. Dan kry jy serafs. Ons lees van serafs nou hier in Jesaja 6. Serafs het vlerke en hulle is aanbidders. Hulle fokus op God se heiligheid. En hier sien ons in vers 2 en 3 dat hierdie serafs besig was om God voortdurend te aanbid. En die drievoudige heilig wat hulle uitroep, beklemtoon God se volmaakte heiligheid. Hulle beklemtoon dit veral terwyl hulle God aanbid. Heilig, heilig, heilig. Nou hoekom bedek hulle vlerke, twee van hulle vlerke hulle gesigte? Ek dink dit simboliseer ontzag en eerbied vir God se heiligheid. Hulle verberg hul gesigte omdat God se heerlikheid so intens is. Geen geskape wese sal bly leef as hulle God se gesig werklik sien nie. Dit is te groot, te heilig, God se heerlikheid. Ek en jy ouens sal nie staande kan bly. Ons sal dood neerval as ons nou in ons vleeslike vorm in God se volle heerlikheid inbeweeg of voor sy aangesig kom nie. Geen mens sal dit, geen vlees sal dit kan hanteer nie. Ek dink dit is waarom ons seker ook verheerlikte liggame gaan hê. Dis die enigste manier hoe ons op die ou en werklik voor God kan staan, by hom kan staan en sy aangesig kan aanskou. En hierdie wesens bedek hulle gesigte met twee vlerke, met ander twee vlerke bedek hulle voete, en ek dink dit simboliseer nederigheid. Nederigheid en eerbaarheid, nê. Hulle is geskape wesens onder God se heerskappy. En met die ander twee vlerke vlieg hulle rond. Hulle gebruik dit om rond te vlieg en dit simboliseer vir my hulle gereedheid en hulle gehoorsaamheid. Hulle staan nie stil nie. Hulle is altyd voortdurend gereed om deur God gebruik te word, in diens te wees van God, om sy wil te doen. En as ek hierdie gesig, as ek dink daaraan, dan besef ek net, ware aanbidding is altyd gevul met 'n heilige ontzag vir God. Ons, wanneer ons in die oggende saamkom as gemeente en ons aanbid die Here, moet ons besef, ons aanbid 'n heilige God. Ons hoef nie bang te wees in sy teenwoordigheid nie, maar ons het definitief 'n heilige ontzag, 'n respek vir hierdie almagtige God wie ons aanbid. Vers 4, en die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Die kusyne van die deure van die tempel het gebewe, as gevolg van God se teenwoordigheid. Die beweging van die tempel se fondamente, ouens, wys op God se teenwoordigheid. Dit was nie simbolies gewees nie, en dit was ook nie klein gewees nie. Dit was 'n werklikheid gewees. Jesaja het dit ervaar. Dit was kragtig gewees. En ouens, God se heerlikheid laat selfs die fisiese wêreld reageer. Dis oorweldigend. Dis oorweldigend, soveel so dat dit selfs materie beïnvloed. Ek dink toe die mure van Jerigo geval het, was dit God se heerlikheid wat vaardig geword daar. Dit het vaardig geword op so 'n manier dat 'n hele stad se mure mekaar geval het. God se heerlikheid is kragtig, ouens. En hierdie geluid van die roepers wat uitroep, heilig, 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 dit was nie 'n sag fluistering gewees nie. Dit was 'n uitroep gewees. Heilig, heilig. En dit wys my op die intensiteit van die hemelse aanbidding, ouens. Aanbidding rondom God is nie stil en passief nie. Dit is kragtig en oorweldigend. En is interessant, in die huis het ook vol rook geword. En daar's ander plekke ook in die Bybel, in die Ou Testament, waar ons lees van God se teenwoordigheid wat soos 'n wolk was, nê, 'n rookwolk was.
op die berg Sinai met Moses, toe hy in God se teenwoordigheid was, word daar gepraat van 'n wolk van God se teenwoordigheid. Toe die God se teenwoordigheid die tabernakel of die tempel gevul het, was dit ook soos 'n rookwolk. Dit spreek van sy heerlikheid. Maar dit spreek ook in 'n mate van 'n ontoeganklikheid. 'n Ontoeganklikheid. Sien, God is teenwoordig, maar sy volheid bly gedeeltelik verborge vir ons. Ons sal nie sy volle heerlikheid op hierdie stadium kan hanteer nie. So wat was Jesaja se reaksie toe hy God se heiligheid sien? Vers 5. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. En stel jouself voor, jy beleef God fisies, letterlik sien jy God. Jy's in sy teenwoordigheid, jy sien God se troon. En jy sien hierdie hemelwesens en jy ervaar God se heerlikheid. Ouens, ek dink dit moes wonderlik gewees het, maar die reaksie en dit, hoe Jesaja reageer het, is my interessant, En dis my ook die kern van Jesaja se ontmoeting met God hier in vers 5. Sy eerste reaksie was nie 'n vrees dat God hom nou gaan straf nie, maar dit was 'n besef van sy eie sondige toestand. Hy het net besef, ek is as mens 'n swakkeling, ek is onheilig. Daar was 'n diepe innerlike ontmaskering voor God. Sy totale mens, met al sy foute, al sy verkeerde motiewe, alles was totaal ontbloot voor God. Toe hy homself sien, en hy sien God, en hy vergelyk homself met God, toe besef hy, ek is nie waardig eers, om in God se teenwoordigheid te wees nie. Jy sien, hoe nader jy aan God se heiligheid kom, hoe duideliker sien jy eintlik jou eie tekortkominge. En dan besef jy, Here, ek is verlore. Ek is verlore, ek het U nodig. En die Hebreëse woord hier is, ek is vernietig, ek is tot niet gemaak. En hier besef Jesaja, hy kan nie in God se heilige teenwoordigheid staan op sy eie meriete nie. Hy kan nie, hy is nie waardig nie. Hy sê ook daar in daai vers, Here, ek is 'n man met onrein lippe. Hy fokus op sy mond, omdat dit die instrument is van sy profetiese bediening. Is dit nie so nie? Gebruik sy mond om te spreek wat God gesê het. Wel, dit verteenwoordig eintlik sy hele menswees. Is dit nie so wat die woord sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor nie, So, dit verteenwoordig eintlik sy innerlike toestand. Jesaja se innerlike wese. En hy sê daar, Here, ek voel nie geskik om God se heilige woorde eers te spreek nie. Ek is nie in staat om dit te doen nie. Ek is te onheilig, ek is te swak, ek is onrein. Hy sê ook daar, en Here, ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want op daai stadium, ouens, was daar baie mense in die volk, onder die volk, wat onheilig was, wat onrein was, wat korrup was. So, persoonlik erken Jesaja hier sy eie sonde, maar hy identifiseer homself ook met Juda se geestelike toestand. Hy sê, Here, ek is onrein, en hierdie volk is ook onrein voor U. So, watter afleidings kan ons maak dan van hierdie eerste 5 verse? Wel, 'n ware ontmoeting met God bring oortuiging van sonde. Onthou jy toe jy jou lewe vir die Here gegee het, toe jy God ontmoet het, toe jy Jesus ontmoet het? Wat het gebeur? Jy was oortuig van jou sonde. Jy het besef, Here, ek is swak, ek is verlore, ek het 'n verlosser nodig. Die woord sê ook, die Heilige Gees sal die wêreld oortuig van sonde. In jou BC dae, toe jy op daai punt gekom het, aan die einde van jou BC dae, toe jy Jesus ontmoet het, was daar 'n oortuiging van sonde. En ons lei dit af uit hierdie verse uit. Dis ook wat gebeur het hier met Jesaja, 'n menslike regverdigheid of selfregverdiging verdwyn in God se teenwoordigheid. Totaal en al. Baie keer wil ons onsself regverdig, maar dis nie eers die moeite werd. Moenie eers probeer nie. Veral as jy gekonfronteer word met 'n heilige God. En niemand kan God nader
sonder genade nie. As gevolg van God se genade, ouens, wat Jesus gedoen het, ons verdien dit nie, kan ons God nader. Selfs hierdie profeet het dit besef en hy was nie uitgesluit nie. Hierdie man van God, hierdie instrument in God se hand het besef, Here, in my eie krag kan ek dit nie doen nie. Ek het U nodig, ek het U krag nodig, ek het U reiniging nodig. As mens is ek nie in staat om dit te doen nie. Vers 6, maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Hoekom is hierdie wonderlike daad van God se genade so indrukwekkend? Hierdie seraf neem hierdie gloeiende kool van die altaar af. En 'n altaar, ouens, spreek vir my van 'n offer wat gebring was, nê. Dit spreek van offers. Onthou in die Ou Testament het hulle offers gebring op 'n altaar. Offers van versoening. Bloedoffers vir die reiniging van sondes. So, offers was gebring op altare sodat daar vergifnis van sonde kon wees. Die kool kom uit 'n plek van oordeel, maar ook genade. En dit het my bietjie gewys ook, hierdie deel wys vir my ook van ons verlossing, nê. Sonde word geoordeel. Dit is so, God moet sonde oordeel, maar God vergewe ons as gevolg van die werk wat Jesus gedoen het, omdat hy so genadig is. Ons verdien nie eers vergifnis nie. Ons verdien nie verlossing nie. Ons verdien nie vrymaking nie. Maar as gevolg van God se groot genade, is daar vir ons verlossing en vrymaking. So net soos hierdie gloeiende kool van die altaar geneem was, op sy lippe geplaas was, en daar reiniging plaasgevind het vir Jesaja, het God ook gekom, en as gevolg van die werk wat Jesus op die altaar gedoen het, op die kruis gedoen het, is daar vir my en jou ook verlossing en reiniging en vrymaking. Jesaja kon homself nie reinig nie. God doen die reiniging. En dis direk en dis persoonlik ook, as gevolg van sy genade. Sien, God se vergifnis is nie abstrakt nie, ouens. Dis 'n persoonlike ding en dit is transformerend. Is transformerend. Jesaja se sonde was spesifiek ook onrein lippe, nê. Hy het gesê, Here, my lippe is onrein. En dis waar die reiniging plaasgevind het. God het die instrument van sy toekomstige bediening herstel. Daai spesifieke ding wat die Here wou gebruik het hy herstel. Daardie area in sy lewe wat God wou gebruik het God kom reinig en herstel. So wat leer ons uit hierdie verse? God is die bron van reiniging. Jy kan jouself nie reinig nie, net God kan jou reinig. Vergifnis is genade, maar dis nie goedkoop nie. Dit kom van die altaar af. Jesus het 'n duur prys betaal vir my en jou, sodat daar vergifnis vir ons kan wees. God herstel spesifiek die area waarin jy gebroke is. Ek het al soveel maal gesien hoe gebroke wesens, gebroke mense soos ek en jy na God toe kom. God herstel jou veral in daai spesifieke area, daai area waarin jy swak is, vir 'n rede sodat jy ander mense kan help wat swak is in daai area. God het dit met Jesaja gedoen. Sê ek herstel jou in dit, ek reinig jou, want ek wil jou gebruik spesifiek in daai area. En dan, wanneer God die reiniging gedoen het, dan kom die roeping, nê. Jesaja 6 vers 8, daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, en dis nou Jesaja sê, hier is ek, stuur my Here. Hier is ek, stuur my. Is vir my 'n logiese uitkoms op 'n ware ontmoeting met God. God nooi ons om deel te neem aan sy werk. En al wat hy soek is 'n gewillige hart. God verwag nie dat jy volmaak hoef te wees of bekwaam hoef te wees nie. Maar al wat hy van jou verwag is dat jy sê, Here, ek is gewillig en gereed en beskikbaar, gebruik my. Dan sal God jou bekwaam maak en hy sal jou lei in dit.
Jesaja het nie teruggehou nie. Dis my so mooi, en dis vir daai Hebreëse woord beteken in daai vers. Hy het nie teruggehou nie, hy het onmiddellik gereageer. Hy wou nie eers weet wat die opdrag was nie. Hy sê, okay, Here, sê gou vir my, wat moet ek doen? Ag nee, Here, ek sal definitief nie Ghana toe kan gaan nie. Ek weet daarom nie. Nee, Jesaja het gesê, Here, die antwoord is ja, wat moet ek doen? Ek sal gaan. Hy was onmiddellik gereed, onvoorwaardelik beskikbaar om deur God gebruik te word. Is dit jou hart ook? Vir God vandag? Om onvoorwaardelik vir hom deur hom gebruik te word? Vir wat hy ook al van jou verwag? Posisioneer jy jouself as 'n dienskneg in God se koninkryk? Sê, Here, hier is ek, gebruik my. Wat wil jy moet ek doen, Here? Ek is beskikbaar. Ek is gereed, gebruik my. En dit is my so mooi in Jesaja 6, hoe God gewerk het in Jesaja. In die geestelike proses staan so duidelik uit in Jesaja 6. Wat is dit? Wel, eers sien ons, hy het God se heiligheid gesien. God het hom openbaar, en hy het gesien hoe heilig God werklik is. En wat gebeur toe? Hy besef toe, Here, ek is nie reg nie. Hy het sy eie sondige toestand was ontbloot, en hy het sy hart oopgemaak, en God gesê, ek reinig jou. Hier is reiniging vir jou. En toe reageer hy, deur te sê, Here, ek is gereed, ek is beskikbaar. En toe kom God, en dis die moeilike deel van hierdie hoofstuk, die tweede deel. Toe sê God vir hom wat hy moet doen, en dit was nie maklik nie. Kom ons lees gou daar, Jesaja 6 vers 9, en hy het gespreek, gaan sê aan hierdie volk, hoor altyd deur, maar verstaan nie, en sien altyd deur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet, en maak hulle ore swaar, en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien wat hulle oë en met hulle ore nie hoor, en hulle hart nie verstaan nie, en hulle wil nie bekeer en gesond word nie. Hoe is daai vir jou? Vir 40 jaar het hy dit gedoen. Gepreek en gespreek namens God, maar niemand het geluister nie. Hulle het gehoor wat hy sê, maar hulle het nie geluister nie. Hulle wou nie geluister het nie. Dit is nie so maklike opdrag nie, nee. Maar Jesaja het gesê, Here, stuur my, ek sal dit doen. Ek sal dit doen vir u. Ek sal spreek, al gaan hulle nie luister nie. Hierdie volk gaan hoor, maar nie reageer nie. Die probleem was nie dat die volk nie fisies gehoor het nie. Die probleem was dat hulle geestelik hard geword het. Hulle harte het verhard voor die Here. Hulle wou nie hoor nie. Hulle het herhaaldelik God se waarskuwings verwerp. Aanhoudend. Hoe meer hulle die waarheid verwerp het, hoe hard het hulle harte geword. Hoe meer jy God se stem, daai stemmetjie van die Heilige Gees, wat jou oortuig van daai ding in jou lewe wat nie reg is nie, hoe meer jy dit ignoreer en verwerp, jy hoor dit, maar jy wil nie luister nie, hoe harder word jou hart. Totdat jou hart gebrandmerk word in daai area van jou lewe. En dan plaai jou gewete jou nie eens meer nie. Jy gaan maar net aan. Jy luister nie. En dis nie 'n goeie plek om te wees nie, en dis waar hierdie volk getrek het, nie? Hulle harte het hard geword voor die Here. God bevestig hulle verharding in hierdie vers. Sien, God maak nie onskuldige mense blind nie. Ons moet dit baie goed verstaan. God het nie randomly besluit, ek gaan nou hierdie mense net blind maak nie. Nee, die volk het lank reeds teen God gerebelleer. Lankal was hulle besig om hulle harte te verhard en nie te luister nie. En hierdie oordeel wat God besluit het op die ou ene wat oor hulle gaan kom, was as gevolg van hulle eie keuses. Hulle het dit self oor hulle gebring. Jy sien, geestelike blindheid is die gevolg van voortdurende verwerping van God se waarheid. Jesus Christus het dit ook bevestig. Ons sien hierdie ding afspeel reg deur die Bybel op verskeie plekke. Onthou julle, Jesus het ook gesê, hulle gaan nie my verstaan nie. Julle gaan hoor hoe ek praat, maar julle gaan nie luister nie. Julle gaan sien, maar julle gaan nie werklik kyk nie. Ek het so kan stel. Paulus het dit ook gesê. Paulus het dit ook vir die mense gesê, vir die hardkoppige fariseërs en hardhorendes, die wat hulle harte verhard het. Hierdie
patroon sien ons deur die Bybel. In vers 11, toe sê Jesaja, maar Here, hoe lank, Here? Ek dink hy was bekommerd oor sy mense. Hy het medelee met hulle gehad. Hy het gesê, Here, hoe lank gaan dit vat? Hierdie oordeel. En God antwoord hom, totdat die stede verwoes lê onder inwoners, en die huise sonder mense en die land verwoes is tot 'n wildernis, en die Here die mense ver verwyder het, en die verlatenheid groot is in die land. Dit verwys na die verwoesting, uiteindelike verwoesting van Juda. Hulle gaan in ballingskap weggevoer word deur 'n kragtige, groot, magtige nasie, die Babiloniërs, onder leiding van Nebukadnesar. En God het hulle baie kans gegee. Maar as gevolg van hulle hardkoppigheid, gaan hulle uiteindelik in ballingskap weggevoer word. So daai nasie gaan inkom, Juda die land verwoes, Jerusalem vernietig, die tempel vernietig, en dit het so gebeur. Die Babiloniërs het gekom en hulle in ballingskap weggevoer. Vers 13, en as nog 'n 10de deel daarin is, sal dit weer wees tot verwoesting. Maar soos hy die terpentynboom en die eikeboom, as hulle omgekap word, 'n stomp oorbly, so sal die heilige geslag die stomp daarvan wees. God gaan nie totaal en al hulle vernietig nie. Daar gaan bietjie oorbly. Daar gaan 'n getroue groep oorbly. Hier sien ons 'n beeld, 'n boom word afgekap, dis die oordeel. Daar gaan 'n stomp oorbly, dis die oorblyfsel. Jy sien, want God bewaar altyd 'n getroue oorblyfsel, hierdie heilige geslag. Dit verwys na gelowiges wat oorbly. En uiteindelik na die messiaanse belofte. Selfs deur die oordeel hou God sy verbond. Deur hierdie oordeel hou hy sy verbond. En sy plan van verlossing gaan voort. Sy plan van verlossing gaan voort, want uit hierdie oorblyfsel het die Messias later toegekom, né? Was Jesus toegebore. En die samevatting hier vandag is, ek sluit af, so Jesaja ontvang 'n roeping van God, dis nie 'n maklike een nie. Want die volk se harte was verhard. En God het gesê, daar gaan 'n oordeel oor Juda kom, maar hy gaan 'n oorblyfsel bewaar. En dit was 'n hoop darm, so klein bietjie hoop, wat hy vir Jesaja gegee het hier. En dit wys net vir myself, wanneer mense nie luister nie, bly God se woord en plan vas staan. God se uiteindelike plan gaan definitief uitspeel julle. Definitief. En mag ek en jy deel bly van die getroue oorblyfsel, die getroue groep. Moenie toelaat dat jou hart verhard word nie. Moenie toelaat nie. Bly gehoorsaam, wees altyd onmiddellik gehoorsaam. En jy dink miskien, wel, ek is daarom nou nie 'n profeet, so 'n wonderlike heilige man soos Jesaja wat geroep word deur God nie. Maar elkeen van ons wat deel is van God se liggaam en koninkryk, ouens, het 'n roeping op ons lewens. Dit verskil, almal se roepings verskil. En God wil jou gebruik in jou spesifieke roeping, daar waar jy is. En daar's een roeping wat vir ons almal is, een area in ons lewens wat God ons almal wil gebruik, en dit is om 'n lig te wees wat skyn in hierdie wêreld. Oral waar ons gaan. Dis ons grootste roeping. Oral waar jy gaan om 'n verskil te maak. En iemand het in hierdie week vir my ook 'n WhatsApp gestuur, en dit was vir my so 'n amazing boodskap gewees, en dit het my regtig weer laat besef wat God se plan is met die kerk. En ek wil dit vir julle lees vandag. Many churches today unintentionally train people to approach Christianity like consumers. Find the church with the best music, the best kids ministry, best coffee, best preacher, best atmosphere, and the best experience. And once the experience no longer satisfies them, they move on to the next option. Hoe klink daai vir julle, nee? But the New Testament never speaks to believers as consumers shopping for religious goods and services. It speaks to them as citizens of a kingdom,
servants of a king, members of a body, living stones in a temple, brothers and sisters in a covenant family. Consumers ask, what am I getting? Citizens ask, what am I building? Consumers leave when preferences are not met. Citizens stay because they belong to something larger than themselves. The church was never supposed to function like a religious marketplace competing for attention in the economy of preferences. The church was meant to be an outpost of the kingdom of God in the middle of a fallen world. Is dit nie waar nie? Dit is waarom ons altyd mense uitdaag by familiehuis, te sê, word deel van die familie, word deel van die liggaam van Christus, sodat jy 'n verskil kan maak. Jy word deel van die liggaam, sodat jy kan gee van jouself. Jy word nie deel van die liggaam net sodat jy 'n verbruiker kan wees en ontvang nie. As jou ingesteldheid is om deel te wees van 'n familie om te gee, ouens, dan gaan jy voel jy maak 'n verskil. Dan gaan jy meer voel ek behoort iewers. Dan gaan jy nie omgekrap raak as die musiek nou nie vandag jou gunsteling liedjie gespeel het nie. Want jy weet jy is hier om 'n verskil te maak vir die koninkryk. God praat van die liggaam. Paulus gebruik die liggaam as 'n voorbeeld, want dit is so 'n wonderlike illustrasie van jy mag dalk die hand wees van die liggaam. Maar die enigste rede waarom die hand deel is van die liggaam is om die res van die liggaam te dien. Is dit nie so nie? Die hand op sy eie beteken ook niks nie. As hy afgekap is van die liggaam, gaan hy verdor, afrot. Maar as hy deel gekoppel bly aan die liggaam, gaan hy lewendig wees en hy gaan 'n verskil maak en hy gaan die res van die liggaam dien. Die hand is nie deel van die liggaam om homself te dien nie. So watter deel van die liggaam jy ook mag wees, maak nie saak nie. Jy vorm deel van die liggaam om 'n sekere funksie te verrig in God se koninkryk, om van jouself te gee, om 'n verskil te maak. Jy is dalk nie op die voorgrond nie, maar die belangrikste organe in 'n liggaam is gewoonlik weggesteek, nê? Mens sien hulle nie eers nie. En jou verskil of jou bydrae is dalk klein. Jy dink dis dalk nie so belangrik nie, maar dit kan 'n groot verskil maak. En al is dit hoe klein op hierdie stadium, jy is deel van die liggaam om te gee van jouself. En God se oproep vandag is vir jou as familiehuis, as deel van familiehuis, deel van die familie. Wat gaan jy doen om 'n verskil te maak in die koninkryk? Is jy bereid om 'n verskil te maak? Is jou gesindheid ook soos Jesaja vandag, met sê, Here, hier is ek, gebruik my, wat dit ook al mag wees? My antwoord is ja. Gebruik my. Kom ons posisioneer onsself as diensknegte in God se koninkryk, tot eer van sy naam om 'n verskil te maak. Prys die Here. Ons is nie net hier om te ontvang nie. Okay, wie preek Sondag? Wat se liedjies? Ek wonder wat wys Sondag op die flyer. Daai is 'n goeie een. Ek gaan Sondag kerk toe. Nee. As jy net 'n verbruiker is, gaan dit jou ingesteldheid wees. Maar as jy sê, Here, maak nie saak wie daar is nie, wie preek nie, of wie die worship doen, ek gaan om 'n verskil te maak, gebruik my, Here. Dalk wil die Here jou gebruik om vandag net vir iemand 'n glimlag te gee. Of vir iemand net iets goeds te vertel van wat die Here vir jou gedoen het in die week. En so kon die Here jou gebruik dan op 'n Sondag om 'n verskil te maak in iemand se lewe. So kom ons stel onsself beskikbaar in God se koninkryk. Amen. En ons maak 'n verskil. God wil jou gebruik. En dis 'n voorreg om deur God gebruik te word. Is dit nie so nie? Dis 'n voorreg. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U, Here, dat ons net soos Jesaja ook instrumente kan wees in U hand, Here. Vader, ek wil U vra dat U ons sal gebruik ook in die koninkryk, soos U wil, Here. Dankie Vader dat U Gees ons lei en dat ons ook, Here, as ons miskien net verbruikers geword het, Here, dat U Gees in ons sal werk vandag en ons ingesteldheid sal verander, ons gesindheid sal verander.
sodat ons ware diensknegte sal wees in die koninkryk. Dat ons sal begin produseer vir u koninkryk, Here. Maak ons oë oop, Here, vir hierdie wêreld wat besig is om verlore te gaan. Maak ons oë oop, Here, in 'n wêreld waar daar soveel gebroke mense is wat u nodig het, Here. En gebruik ons, werk in en deur ons, Here, sodat ons vir u 'n verskil kan maak. Ek dank u daarvoor, Here. Dankie, Here, dat ons deel is van u liggaam, van u koninkryk en u familie. Is 'n voorreg, Here. Ons loof u en ons prys u in Jesus naam. Amen, amen. Loof die Here. Hey, bro.